My naam is Liam Kaars. Ek is in Laerskool Hartenbos in graad 7. 'n Lewe sonder ritme is 'n lewe sonder doel. Voorsitter, dames en here, het u al die gesegde gehoor? Waar daar asem is daar lewe, en waar daar lewe is daar hoop. Terwyl ons dan nog asemhaal, het ons 'n doel. Maar wat is dan die doel van die lewe? Net om asem te haal? Ek dink nie so nie. As mense dan van suurstofdiewe praat, verwys hulle dan seker na die minimum vereiste van lewe. Ons lewens kort 'n doel. Vir daardie doel kort ons ritme. Raak vir 'n oomblik stil. Asem in en asem uit. Voel jy jou hart klop? Ritmies. Toef toef, toef toef. Mens hoor die lewe in daardie hartklop. Daar is 'n doel vir ons bestaan. Ek is oortuig daarvan dat 'n lewe sonder ritme 'n lewe sonder 'n doel is. Ek gaan u met 3 argumente van my standpunt oortuig. Eerstens sê ek dat ons kwaliteit van ons lewensdoel beïnvloed. Ons elkeen het 'n keuse van hoe ons lewens wil lei. Party rokers het 'n bekende stelling waarmee hulle rook verdedig. Wie grondpad ry of wie teerpad ry? Dan teer hulle maar die hoofweg na hulle longe toe. Om te rook is dit hulle eie keuse. Ons kan ure redeneer oor die faktore wat ons lewenskwaliteit beïnvloed en wat vir elke persoon belangrik is in die lewe. 'n Mens kan byvoorbeeld oud word sonder 'n gesonde hartritme. Maar as dit 'n kwaliteit lewe, hoe kan ons dan bepaal wat 'n kwaliteit lewe is? Op die webtuiste van die Universiteit van Stellenbosch in die artikel Kry ritme, jou hartritme, gepubliseer op 4 Junie 2019, het Dr. Joanne Kirby die belangrikheid van hartritmes bespreek. Sy reken dat hartklopings van slegs 'n paar minute of langer kan lei na hartprobleme. My hartritme is dan my eerste prioriteit. Elke hartklop maak dan saak. Maar kan 'n persoon dan net doelloos op die bank gaan sit? Sonder 'n hart in ritme is ons lewenskwaliteit by die deur uit. Maak vandag jou keuse. Milkielyn en 'n braaibroodjie of 'n draffie om die blok met 'n lekker bordjie slaai. Ek kies ritme. Ek kies lewe. Tweedens sê ek dat die kwantiteit van ons lewensdoel beïnvloed. Ons lewensiklus het 'n unieke dientjie. Ritmies of nie, orde of nie. Die hoofweg of die grondpad bly nog steeds ons keuse. Deur ons lewens het ons verskeie ritmiese fases en doelwitte wat ons moet stel. Mik ons te hoog, ervaar ons dalk soms nederlaag. Maar as ons te laag mik, is ons doelwitte van minder waarde. Hoe goed ons oud word, is tog verseker ons elkeen se einddoel. Watter faktore speel dan 'n rol in veroudering? Op die webtuiste www.mindmoves.co.za in die artikel Jeugdige en positiewe veroudering, gepubliseer in 2023, het bespreek verskeie kundiges die proses van veroudering. Hulle reken dat onproduktiwiteit en onbetrokkenheid veroudering versnel. Dit bring ons dan weer terug by suurstofdiewe, né? Dr. David Amen, 'n neurowetenskaplike, bevestig in dieselfde artikel die belangrikheid van ritmiese beweging. Beweging en ritme bevorder gesonde breinaktiwiteit, behou van geheue en beter postuur. Beweging lig ons gemoed. Ritmiese beweging kan dus ons lewens verleng. Dit is harde werk om doelwitte te stel en te bereik. Dit is dalk nie vir almal nie, maar ek wil verseker 100 jaar oud word en al my doelwitte bereik. Laat ons dan ritmies aan die beweeg kom. Laastens sê ek dat 'n vervulde lewe ons lewensdoel beïnvloed. Wat maak ons lewens vol? Prestasies, #goals. Hoe klink ritme in ons lewens? Hier is waar ons dalk van mekaar gaan verskil. Vir een persoon klink ritme soos musiek of 'n simfonieorkes. Vir 'n ander persoon is 'n ritmiese handeklap by 'n sportbyeenkoms veel musiek in hulle ore. Vir 'n persoon wat by die dood omgedraai het, is net 'n monitor wat ritmies klop, 'n mooie melodie. Elkeen van ons het iets nodig waarvoor ons leef. Al is dit net 'n kat of 'n hond. 'n Kluisenaar gaan dalk van my verskil. Vervulde verhoudings is vir my die eerste prys. Maar kan die volheid van ons verhoudings en lewens dan gemeet word? Op die webtuiste van Michigan State Universiteit, in die artikel Is vriende beter vir ons as familie,
geplaas op 4 Junie 2017, het Dr. William Chopik, mede-professor van sielkunde, 'n studie gedoen oor die effek van verhoudings op ons lewens. Sy studie het bevind dat vriendskappe al hoe belangriker word, soos ons ouer raak. Belê dus in goeie verhoudings en dansritmies in pas met vriende en familie. Jy kan egter nie jou familie kies nie. Vervulde verhoudings is dus vir my die sleutel tot 'n doel van 'n lang en vervulde lewe, eerder as net 'n klomp prestasies. Dit gaan oor hoe jy by jou doelwitte uitkom, eerder as net 'n kerfstok vol prestasies. Ek sluit af. Voorsitter, dames en here, uit na my 3 argumente te luister, kan jy aflei dat daar 3 belangrike bestanddele is vir 'n doelgerigte lewe: kwaliteit, kwantiteit en vervulling. Vir hierdie 3 elemente om saam te kan werk, kort ons ritme vir die doel van 'n lang en vervulde lewe. 'n Lewe met ritme het dus 'n doel. Nee, kom ek verbeter my stelling. 'n Lewe sonder ritme is 'n lewe sonder 'n doel.